Ons is in 'n ongekende situasie. Ek dink julle gaan met my saamstem, nee. Nie een van ons het beleef in ons leeftyd wat ons nou beleef nie. Amen. Selfs die wat ouer is in die gemeente, nee, ons het nog nooit ervaar wat ons nou ervaar nie. In my persoonlike leeftyd was daar nog nooit 'n situasie soos hierdie. Ek dink die laaste situasie soos hierdie wat in die wêreld was met die Tweede Wêreldoorlog. Toe baie goed tot stilstand gekom het en markets gecrash het en die ekonomie geduik het en al daai goeders, nee. And this kind of ons nou is. So basically is ons weer in 'n war. Hierdie keer is die war net nie met 'n vyand wat ons kan sien nie, die oorlog is met 'n vyand wat ons nie kan sien nie. Dis kind of wat dit soveel gevaarliker maak. Want is 'n vyand wat kan jou bedreig sonder dat jy weet hy's daar. En in die sad deel van dit waar ons nou is, ons het nie idee hoe lank hierdie ding gaan aanhou nie. Ons het nie 'n idee, gaan dit 'n maand wees, gaan dit 2 maande wees, gaan dit 3 maande wees? As ek kyk wat in die ander lande gebeur, wil ek sê, ek dink hierdie maand wat gegee is tot en met Paasfees, gaan nie die ding doen nie. Het gaan most likely 8 weke wees. Gaan most likely 12 weke wees. So ons is in die beginfase van dit wat vir ons voorlê in Suid-Afrika. Laat ek by sê, en ek dink ons moet erkenning gee waar erkenning toekom. Ek dink baie van ons in ons land kan baie keer die regering kritiseer, maar ek dink hierdie een keer moet ons regtig dankbaar wees vir die manier hoe hulle dit hanteer. Ons regering hanteer hierdie ding beter as wat 'n land soos Amerika se regering dit hanteer het sover. Op die regte tyd doen hulle die regte moves, sover. En ons trust hulle sal dit verder ook doen. En daarvoor moet ons dankbaar wees, nee? Want almal van ons pluk eventually die vrugte daarvan. Okay, so hoekom sê ek vir julle oor 8 weke of 12 weke of whatever, nie om ons bang te maak nie. Ek glo daaraan dat dit verskriklik belangrik is om voor te berei vir 'n ding. Om jou mind spesifiek ook voor te berei. So dis baie sleg, jy kan liewer jou voorberei vir 'n lang termyn en dis korter. As wat jy jou voorberei vir 'n kort termyn en is langer en dan val al jou goed uitmekaar uit. Amen. So kom ons sê vir mekaar, nee, die tyd wat voorlê gaan nie noodwendig die maklikste tyd wees wat kom nie. En die enkele rede hoekom ek dit sê, nee, human beings is nie gemaak om in isolasie te wees nie. Ons is nie gemaak om uit die samelewing gevat te word en net op ons eie te wees nie. En ek dink dit persoonlik gaan 'n geweldige challenge wees vir basically almal van ons, selfs die mense wat daarvan hou om alleen te wees. Jou net om daarvan om alleenig te wees tot op 'n punt, dan wil jy ook nie meer alleenig wees nie. Amen. Okay. Kom ons sê nog 'n ding van die tyd wat aangaan nou. Daar's geweldig baie confusion. As ek net 'n week terugvat in ons gemeente, nee, verlede Sondag aand het die president die goeders aangekondig, nee, maar verlede Sondag in hierdie kerk kan ek onthou die ontkenning wat in soveel mense geleef het. Hoe mense hulle koppe vir my geskit het toe ek hulle gegroet het met die elmboog. Hoe ander mense gesê het, ag, die ding is nie so erg nie. En 'n week later het alles gechange. Alles verander. Maar daar's nog steeds geweldig baie verwarring daar buite. Verwarring oor die virus, oor wat die virus doen, hoe die virus werk, wie hy gaan beïnvloed, etc., etc. Wie kan siek word, wie gaan nie siek word nie, hoe ernstig word mense siek. En
dit sal so wees in die beginfase van die goed. En ongelukkig ook in die tyd, kom ek stel dit so, aan die een kant is ons baie blessed dat ons in 'n tyd van technology leef, waar ons toegang het om te sien wat aangaan. Maar die ander kant van dit is ons leef in die tyd van social media, waar daar soveel fake news is en soveel goed verkondig word wat doodeenvoudig nie waar is nie. Dit bring ons by waarheid. En ek wil net 'n oomblik hieroor praat. Want ons as kinders van die Here moet staan vir waarheid. So met ander woorde, ons as kinders van die Here moet nooit deel wees van fake news nie. Ons moet nooit goed versprei wanneer ons nie seker is dis die waarheid nie. Hoekom nie? Want veral julle wat op Facebook is en daai goed is, jy stuur 'n ding uit en die volgende oomblik vat hy en hy gaan na soveel ander mense toe. En as dit fake news is, nê, kan dit mense nog meer confuse. Dit kan mense onseker maak, etc, etc, etc. En ek dink ons moet die waarheid praat en dit is vir my verskriklik belangrik dat almal van ons in die gemeente die waarheid moet hê oor wat besig is om te gebeur. Dit gaan nie daaroor om te fokus op die slegte nie, maar ons kan nie ignorant leef nie. Ons kan nie ons oogies toemaak en maak soos 'n volstruis en sy kop in die sand steek en dink as ek dit lank genoeg my kop in die sand steek as ek hom uittrek, gaan alles oor en verby en reg wees nie. Ons is ook agents of the truth. Amen. Want almal van ons het met ander mense te doen. Baie van julle gaan in hierdie tyd nog steeds by julle werke wees. Daar het julle kontak met ander mense wat baie onwaarhede kan versprei en julle kan die waarheid gee. Amen. Ons het almal online met baie mense te doen, reg of verkeerd? Julle wat Facebook het, hoeveel vriende het jy op Facebook? Wat jy die waarheid kan gee en nie die leuns verkondig nie. En kan ek gou vir julle sê, nee, daar's 'n paar goed in hierdie tyd wat my persoonlik opset. Nommer 1 is dit mense wat sê, ag, die ding is nie so erg nie. Wat ek vir daai mense wil sê, en selfs ongelukkig as jy in die gemeentehoek is en jy daai houding, wil ek vir jou sê, ek dink nie jy het al die inligting nie. Ek dink nie jy het gesien wat regtig besig is om te gebeur in ander lande nie. Ons is in die begin. Ons is letterlik in die begin. Wat ek ook nie van hou nie, is mense wat sê, ag, daar gaan net soveel mense dood aan flu elke jaar as aan die ding. Kom ek sê vir julle, die griep doodspersentasie average is 0,1%. Die sterfpersentasie van die, volgens die scientists wat hiermee werk, vermoedelik gaan average rus by 3,2. Weet julle waar is dit op die oomblik in die wêreld? Op 4,1. Dit gaan waarskynlik afkom hoe meer mense getoets word, want daar's waarskynlik baie meer mense wat dit het wat ons nie van weet nie. Maar kom ons werk op 3,2, wat hulle sê, hulle vermoed dit gaan die dinges wees. Van 0,1 na 3,2 is dit 32 keer erger. Dan wil mense vir my sê, dis nie so ernstig nie. Die statistieke sê, dat 'n average van 80% van mense wat dit kry, sal mild to moderate symptoms hê. Van die 20% wat oorbly gaan na 'n persentasie, ek kan nou het ek het vergeet, 12 of 13% wees, wat seveer gaan wees, en dan gaan die ander 6 of 7% critical wees. Kom ons vat op die 20%. Kom ons gee dit net, ek wil net goed in perspektief kry. Die president het dit ook gesê in hierdie week. Hy gaan dit waarskynlik vanaand of môre gaan op weer 'n press conference wees. Hulle sal dit weer waarskynlik sê. Dit is 'n feit in ander lande. Okay, so dis maklik om te sê 80%, maar kom ons fokus net op die 20%. Uit 100 mense beteken dit 20 mense het 'n possibility om dit seveer te kry. Uit 1000 mense beteken dit 200. Uit 10,000 beteken dit 2000.
Uit 100,000 beteken dit 20,000, uit 1,2 200,000. Dit is scary, reg of verkeerd? En die doel is, ek sê nie die goed verstaan baie mooi, want ek weet as mense wat baie judgmental is in hierdie tyd, veral Christene, ek sê nie die goed om ons op te psych en ons bang te maak nie. Ek sê die goed vanmôre sodat ons die waarheid kan hoor. Ek moes die week ons kroniese medikasie gaan haal by een van die apteke en dit was verskriklik besig en ek sit daar en dan sit mense langs my en die vrou sê sy het nou net haar dogter by een van die huisdokters in die stad gehad, ek sal nie die naam noem nie. Ek ken persoonlik die dokter goed. En die dokter sê sy verstaan nie hoekom die mense so te kere gaan oor hierdie ding nie, want regtig dis niks anders as die flu nie. Medisyne. Weet julle wat veroorsaak dit as mense die goed sê? So daarom wil ek vir julle sê, wees versigtig wat julle sê. Dit veroorsaak dat mense ignorant is. Dit veroorsaak dat mense nie die ding ernstig opneem en doen wat gedoen moet word nie. Dit veroorsaak dat daardie mense, al word hulle nie noodwendig so ernstig siek nie, kan hulle die virus oordra vir iemand wat vulnerable is en ernstig siek kan word. Jong mense, average op hierdie stadium, word beskou dat hulle die ding nie ernstig opneem nie. Die scientists begin praat van die young generation, die millennials, as die superspreaders van hierdie virus. En almal dink, die jong mense gaan nie siek word nie, dit was waar van China. Die nuutste informasie verander dit, en ewe skielik word jong mense siek van dit. So dit lyk of dit kan verskil van land tot land, ons weet nie, hulle weet nie genoeg oor dit nie. Maar ewe skielik is daar jong mense wat dit kry en in intensief eindig. Maar wat maak dat jong mense daar is en baie van ons daar is, hierdie houding van, ag, is nie so erg nie. Mense wat sê dis sensasie. My goodness mense. Dink julle as dit sensasie was, sou alles tot stilstand kom. Dwars deur die wêreld. Sodat die ekonomie, onthou net nie, die ekonomiese uitval van hierdie ding gaan most likely erger wees as die health uitval van die ding op die lange duur. So as dit 'n sensasie ding is en mense oorreageer, hoekom sal alles so tot stilstand kom? Ek dink mens moet net bietjie logies dink ook. En wat almal van ons moet besef, elke individu kan 'n potensiële draer wees van hierdie virus. En jy kan dalk nie siek word van dit nie, maar jy kan die een wees wat iemand anders siek maak, wat vulnerable is en dan in intensief eindig en dan doodgaan. Daarom het ons 'n geweldige verantwoordelikheid in hierdie tyd vir die waarheid. Nie om mense bang te maak nie. Ek het 'n paar video's gesien wat in Italië in 'n intensiewe eenheid geneem is, nê. En dit is nie sensasie nie van die dokters, kom ek vertel gou vir julle die storie agter die storie. Die dokters wat in die intensiewe eenhede met hierdie mense werk in Italië waar dit nou die episenter is, het vir plekke soos BBC News en Sky News gevra, kom asseblief, dan kom neem julle af en kyk wat aangaan en dan saai julle dit uit sodat die wêreld gewaarsku kan wees en voorbereidings kan tref. Dis nie om bang te maak nie. Maar dit laat jou besef, boetie, hierdie is nie so eenvoudig soos wat ons dit wil maak nie. En daarom het almal van ons 'n verantwoordelikheid en ons het 'n verantwoordelikheid teenoor mekaar. Okay? En daarom ook, nê, die reël in ons land is gatherings onder 100 kan voortgaan en bo 100 moet gekanselleer word. So die meeste mense het hulle gatherings kerk het hulle gatherings gekanselleer, nê. Nee. Vandag is ons laaste tyd saam. Ons is minder as dit.
Maar ons het 'n verantwoordelikheid teenoor mekaar om mekaar nie in gevaar te stel nie. Amen. Al glo ons en al vertrou ons die Here. Ons opset is ook nie van so 'n aard dat ons social distancing kan toepas die hele tyd. Amen. So daarom het ons 'n verantwoordelikheid om na te kom, nê, want ons moet reageer op die waarheid en nie op die fake news en die leuns wat versprei word nie. En ek wil graag vir julle challenge, nê. Ek wil nie julle moet met mense in redenasies gaan nie. Want as mense wat so adamant en arrogant in hierdie tyd is, net dit help nie as jy redeneer met hulle nie. Maar gee vir mense die waarheid. Julle jong mense wat die waarheid hoor en die waarheid het, deel dit met die wat dink dit is 'n speletjie. Sodat almal die erns van die situasie kan besef. Kan ek gou vir julle sê, ek ewe skielik tref ek dit. Dis ek glo dit is die Heilige Spirit, want ek het nie eens daaraan gedink voor die tyd nie. Dis okay vir ons, nê, om hierdie ons sit hier vanmôre, ons het net nou gesing, nê, al hierdie messages van hoe die Here ons vrygemaak het, ons is waarlik vry en hoe hy die dood oorwin het, etc. En ek het gedink terwyl ons van hierdie goed gesing het, ons is so blessed. Want ons weet waarna toe ons gaan. En ek het net hierdie thought gekry. Dit is maklik vir ons om so hierdie houding. Weet julle hoeveel mense kan in hierdie tyd doodgaan sonder die Here? Ons moet 'n bietjie daaraan ook dink. Wat vir ewig verlore sal wees. Amen. So ons moet agents of truth wees in hierdie tyd. En kan ek net gou sê, hierdie conspiracy theories, kinders van die Here, moenie deel wees van conspiracy theories nie. Hierdie stories van China het hierdie ding create om die ekonomie. Dis 'n conspiracy theory. Voor jy daai storie versprei, 'n paar mense het dit al vir my gesê in die laaste week. Voor jy dit versprei en vir ander mense sê, doen die moeite, gaan doen jou navorsing en gaan kyk. En as jy dit doen, sal jy gesien het dat die wetenskaplikes het die genomes van hierdie virus gaan toets en gaan kyk en hulle sê dis impossible dat hierdie virus man-made is. Jy gaan nie eens vreeslik erg gesoek het op die internet om dit te kry, om by daai verwysings uit te kom nie. Maar wat doen ons? Ons gulp hierdie conspiracy theories, ons gulp hierdie leuns, en dan begin ons hierdie leuns versprei, want dit pas ons. Sonder dat ons die facts het. En dis leuen. En wat doen 'n kind van die Here? 'n Kind van die Here staan nie vir leuns nie, 'n kind van die Here staan vir die waarheid. En ons as gemeente, ek wil asseblief julle mooi vra en julle challenge, dat ons deel sal wees van die waarheid en nie van die leuns nie. Maak dit sin vir julle? Amen. Daar's geweldige onsekerheid. En as ons honest moet wees, is daar by ons ook onsekerheid. Daar's onsekerheid in die wêreld, daar's onsekerheid by ons. Hoekom? Want dit is 'n ongekende ding. Die scientists is besig om die ding te leer ken, dag vir dag beter en beter. Maar ons weet nie. As jy vir hulle vra, ek kyk na hierdie onderhoude, hoe lank dink hulle gaan nie? Dan sê hulle weet nie. Party sê dit kan 3 maande wees, party sê 'n jaar, party sê selfs 18 maande, dat dit in verskillende vlae kan kom. Daar's soveel onsekerheid in ons personal lives. Want ons weet nie hoe gaan môre wees nie, ons weet nie wat volgende week gaan wees nie. Jy weet nie wie van die mense vir wie jy lief is kan dalk siek word. Hoe ernstig gaan dit wees? Kom ons vergeet van dit, al is dit nie 'n groot concern nie. Die finansiële implikasies van dit maak so baie van ons mense onseker. Want ons weet nie wat die effek gaan wees nie. Ons het 'n vermoede, maar ons weet nie. Ons weet die Here sal na ons kyk, somehow, na elkeen van ons. Maar dit veroorsaak onsekerheid. En daar's geweldig baie onsekerheid. En wat ek daaroor wil sê, die Here verstaan dit. Ons as kinders van die Here hoef nie in hierdie tyd met 'n houding te leef van alles gaan fyn wees, ons is okay, en in die tussentyd gaan dit hierso so nie.
Ons kan honest wees en ons kan met die Here honest wees oor die onsekerheid in ons hart. En ons mag met mekaar daaroor praat. Want die Here gee ons vir mekaar om mekaar te help en mekaar te ondersteun. En weet julle, baie keer het ek nodig om vir iemand te sê, yes, ek is regtig onseker oor die situasie. Ek is bang oor die financial implikasies vir my en my gesin of what have you. En dan moet ons houding wees, ag, jy moet net glo nie. Dan het jy nie geluister nie. Ja, ons moet mekaar bemoedig, maar jy doen dit op die regte manier. En ek wil julle regtig challenge, julle wat hier is, julle wat na die teaching kyk, ek wil julle regtig encourage, ondersteun, nie net julle familie in hierdie tyd nie, ondersteun julle spiritual family. Weet julle wat's een van die goed wat my die meeste onseker maak, kan ek julle sê? Die feit dat ewe skielik spat ons gemeente uit mekaar uit. Elkeen op sy eie plekkie, elkeen op sy eie ding. En almal van ons het 'n verantwoordelikheid in die gemeente om te sorg dat die band tussen ons in hierdie weke en maande bou sal word en dat die eenheid tussen ons wat daar is in hierdie weke en maande behou sal word. Daar's soveel wat ek sal kan doen online om dit te bewerkstellig. Maar as elkeen in hierdie gemeente sê, ek gaan care en moeite doen om kontak te hê met mense, al is dit deur FaceTime of WhatsApp video of net 'n telefoonoproep of net 'n message, maar ons gaan kontak met mekaar behou. Dis wat my onseker laat voel. Van hoe lyk ons na 3 maande? Ek is nou baie honest met julle. Ek glo ons sal okay wees na 3 maande. Want ek glo ons het lank genoeg die pad met mekaar gestap om te weet dat ons is die body of Christ en ons maak saak vir mekaar en ons maak saak vir die Here. Maar daarom mense, hang dit van elkeen van ons af in hierdie tyd. As elkeen van ons gaan onttrek uit die samelewing en dit gaan net oor my en my huis, nee. Ons gaan moet moeite doen. En daarom wil ek ook vir julle sê, ons gaan in hierdie tyd gaan ek online goeders vir julle gee en ons gaan sessions doen met mekaar en sulke goeders. Probeer daarbey inskakel en daarom as enige iemand en die van julle wat kyk ook nee, as enige iemand issues met data het, laat weet my. Ons as gemeente moet verantwoordelikheid vat vir mekaar en mekaar help sodat ons almal kan. Jy moet nie wegbly van goed omdat jy nie data het nie. Amen. Beteken dat ons ook ons trots in ons sak sal steek. Amen. En dan dink ek die ding wat die grootste heers op die oomblik is vrees. En ek dink selfs mense wat pretend hulle is nie bang nie, het moments waar daai vrees maar opkruip. Ek dink baie hierdie week aan die mense in die wêreld wat die Here nie ken nie. Wat se vrees moet hulle hê? Ek en jy wat hier sit vandag. Ons weet ten minste die Here sal deur hierdie hele proses sal hy vir ons dra. En as die heel ergste sou gebeur en ek dalk moet sterf of jy dalk moet sterf, dan weet ons is dadelik by die Here. Maar wat van die ouens wat dit nie weet nie? Wat dit nie het nie? So daar's geweldig vrees. En kan ek gou vir julle sê, die Here verstaan dat ons bang word. Dis hoekom hy 365 keer in die Bybel sê, moenie bang wees nie. As hy dit nie verstaan het nie, sou hy dit nie gesê het nie. Maar wat ons nie moet doen nie, ons moet nie ingee vir 'n gees van vrees nie. Ek gaan verder in die message so 'n bietjie meer daaroor praat, maar ons sien hierdie vrees en dis 'n realiteit en mense, julle het almal te doen met mense wat nie noodwendig die faithpad stap nie. Jy het 'n geleentheid
om te minister wanneer mense bang is. Gebruik dit. Moenie sê, ag, moenie bang wees nie. Is nie nodig om bang te wees nie. Gebruik die geleentheid om met passion en empathy, baie belangrik, empathy te minister en mense hoop te gee. Sit my daai af asseblief. En dan is daar baie twyfel. En ek dink die twyfel is spesifiek by ons as kinders van die Here. Ons weet die waarheid van dat God na ons kyk, ons hoor die beloftes, ons ken die beloftes, en dan is daar tog 'n stukkie twyfel. Sê nou net. Sê nou net. En ek wil vir jou sê, die Here verstaan dit ook. Ons moet nie ingee vir die twyfel en laat dit ons beheer nie, maar ons kan met hom honest wees. Ek het 'n kleintjie dood in hierdie tyd oor mense wat hulle super spiritual hou. Sorry. Ek en Peter het nou, was dit gister of Vrydag aand, kom op die YouTube ding is 'n feed op van 'n ou, een van 'n groot tele-evangelist in Amerika, nee, wat ek van weet, wat een van die rykste tele-evangelists, ek het nie, hou nie baie van hom nie, met respek gesê, en ek dog, kom ons scan net so 'n bietjie deur dit. Mense, julle moes dit beleef het. Die arrogance oor hierdie situasie. Letterlik arrogance dat hy lag vir dit, lag vir mense wat bang is in hierdie tyd, lag vir mense wat by die huis bly, lag vir die regering. Dat hy sê, as jy ingee, as jy nie kerk toe kom nie, gee jy in vir vrees en dan gaan jy die siekte kry. En unfortunately, mense, is dit wat gebeur. Daar's pastors deur die wêreld, in ons eie land, wat weier om hulle dienste te kanselleer. Want dan is dit 'n teken van dat jy nie faith het nie. Kom ons sê net gou vir mekaar dit, nee. Die feit dat ons faith het, beteken nie ons is stupid nie. Ek sê dit nou sommer kras. Die Here het vir ons almal van ons 'n gesonde verstand gegee om te gebruik. En dink net die mense wat hulle in gevaar stel deur hulle arrogance. Dit is so, ek het daar gesit en I'm shocked oor wat ek gehoor het. Ek is meer shocked oor sy houding. Want dit was 'n houding van absolute arrogance, en ek weet dit klink asof ek judge vandag, maar ek kon dit nie glo nie. En hy's 'n tele-evangelist, en dit word uitgesaag vir miljoene mense oor die wêreld. Wat sê hy vir hulle? Moet julle nie steur aan die regering nie. Wat sê die Bybel? Gehoorsaam die regering. Hy sê, hierdie hele ding is vervolging van die Christene, is vervolging van die kerk. Dis om die kerk skade te doen. Weet julle wat glo ek? Dat die Here gaan hierdie season gebruik om sy koninkryk te bou. Ek weet nie hoe nie, maar hy gaan hierdie online goed en al hierdie goed hy gaan sy koninkryk bou. Ek het in die worship 'n baie vreemde thought gehad, en ek dink nie julle moet my noodwendig quote nie, maar ek gaan dit met julle deel, want ek voel veilig. En 'n thought het by my opgekom, wie sê, hierdie is dalk die laaste voor die wegraping, waar die Here net gou vir mense nog 'n chance gee. Want ons is ready vir die wegraping, want uit die wegraping kan enige oomblik kom. Want wat gebeur vir die eerste keer in dekades, kom mense tot stilstand en besef hulle, oh my goodness, ek het eintlik nie beheer oor life nie. Begin hulle vra, begin hulle dink. Hoe sal ons weet? Hoe sal ons weet wat die Here, ja, ons sien die chaos en ons sien die destruction, maar die Here is die een wat he turn graves into gardens, seas into highways, beauty, ashes into beauty. Amen, hoe sal ons weet? So ons moet die mense wees wat ook die hoop gee, die waarheid, maar die hoop. En die Here wil vanmôre
vir ons gemeente kom hoop gee. Okay? Ons het nou oor die reality gepraat. En is die reality scary? Ja, kom ons wees honest. Dit is scary. Dit maak mens onseker. Dit kan jou bang laat voel. Maar ons God is 'n God van hoop. Amen. En dis wat hy vanmôre vir ons wil gee. En ons gaan stil staan by Psalm 91. Dis waar uit die Here vanmôre vir ons wil kom hoop gee. Wil ek sien die mense kry koud, sit hom vir my so een op asseblief. Hy wil vir my en jou uit hierdie Psalm kom hoop gee. En nou wil ek net gou vir julle sê, dit is regtig nie vir my moontlik om in een diens en die tyd wat ons oor het. En ons gaan 'n bietjie oor die tyd gaan vandag en dis fyn met julle. Okay? Dis 'n belangrike moment hierdie. Alles te sê wat gesê kan word oor die Psalm nie. Ek het 'n paar jaar terug het ek 'n reeks oor dit gehou, 4 of 5 preke. Ons gaan probeer om in 'n paar minute die essensie van dit te vat. Maar wat ek vir julle wil sê is, maak hierdie Psalm 'n Psalm wat ek wil amper sê 'n anker sal wees waarin jy vashou in hierdie tyd. 'n Psalm wat vir jou hoop sal gee. En maak dit 'n Psalm wat jy ook sal bid. So wat ons gaan doen, ek gaan dit nie soos normaalweg gee wat ons punte gaan hê nie. Ons gaan dit versie vir versie vat en bietjie deurwerk. Ons gaan nie kans hê om die hele dinge so te doen nie. Maar ek wil ten minste by die eerste paar verse so stil staan. So kom ons doen hom. Vers 1, the one who lives under the protection of the Most High dwells in the shadow of the Almighty. Kan ek net gou sê, ons gaan nie daaraan aandag gee nie, né? Maar dit is baie interessant, in die eerste paar verse sien jy 'n klomp verskillende name van God in die Hebreëus, wat elkeen 'n spesifieke betekenis het, né? Maar kom ons kyk gou hierso, né? The one who lives. Die Hebreëse woord daarso beteken eintlik letterlik the one who sit down, who sits. The one who remain. Wat spesifiek sit, nee. Under the protection of the Most High. Wanneer sit 'n mens? Kom ek vra gou. Wanneer jy rustig is. As jy anxious is en paniekerig is, wat doen jy? Ja, jy puist. Daar sê dankie, jy loop op en af, puist. Op en af, reg of verkeerd, jy kan nie stil sit nie. So die idee van sit vergee ook veel wat? Rustigheid. Kalmte. Under the protection, né? Letterlik, wat? Die beskerming van God, nee. Of the Most High dwells in the shadow of the Almighty. Kyk gou, dwells beteken daar to stay permanently. Dis nie kuier nie. Dis nie 'n vinnige besoekie nie. Dis waar ek bly. Dis waar ek remain. Een van die betekenisse is to stop overnight. Wat doen jy overnight? Jy gaan vind rus, jy gaan slaap, jy raak kalm. Amen? In the shadow of the Almighty, nee. Shadow in die Bybel, spesifiek in die Ou Testament, het definitiewe betekenis van beskerming. Kom ek vat julle gou na die volk toe hulle uit Egipte uitgetrek het. Wat het God vir hulle gegee? Die wolkkolom in die dag en die vuurkolom in die nag. Dit was om hulle te lei, maar daar was ook 'n ander rede. Wat het die wolkkolom in die dag gedoen? Hulle skadu gegee. Hulle beskerm teen die son. Wat het die vuurkolom in die nag vir hulle gegee? Want hoe werk dit in die woestyn? Koud. Warm in die dag, koud in die nag. Wat het die vuurkolom in die nag gedoen? Hulle hitte gegee en ook die wilde diere weghou. Van die wilde diere vlug vir vuur. So skadu
beteken baie spesifiek in die Ou Testament is 'n plek van beskerming. Okay, maar kom ons kyk gou net, né? As ek in die son loop en ek het 'n skaduwee, né? Wat moet jy doen om in my skaduwee te wees? Jy moet naby wees. Jy moet naby kom. Hier is nie om ver te wees nie, dit is to be close. Nee? En dis wat hy sê, of the Most High dwells, vertoef, bly, woon in die skadu van die Almagtige. Met ander woorde, hy woon, hy vertoef naby, close met die Here. Kom ons kyk gou weer na die eerste gedeelte, dit gaan net nou weer terugkom. Die protection verwys ook na wat? Die secret place. Die sit. Waar sit ons vandag? Ons is hier, maar waar sit ons in die spiritual realm? Saam met Jesus aan die regterhand van die Vader. Ons sit klaar in 'n plek van beskerming, ons sit klaar in 'n plek. Dis ons status. En dis hoe ons moet leef ook. Amen. Okay? Kom ons gaan na vers 2 toe. I will say, en dis baie belangrik, I will say. Hy sê nie, hy kon aangegaan het en gesê het, the Lord who is, hy sê, I will say of the Lord. Met ander woorde, wat is dit? Spreek, né? Waar en fokus. Hy fokus op God, né? Jy kan nie praat oor 'n ding waarop jy nie fokus nie, waar die hart van vol is, sal nie, so waar my hart moet fokus, nee, ek moet wat doen, my gedagtes in hierdie tyd ook op die Here rig. Dit beteken nie, kom ons pause net gou, dit beteken nie, ek kyk nie nuus nie, dit beteken nie, ek gee nie aandag aan al hierdie goed nie, maar al kyk ek na dit, kies ek om selfs binne in dit, nog steeds aan die Here te dink, en my fokus op hom te sit. Amen? Ek sê ja, dis die realiteit, my God. Amen? Okay. I will say concerning the Lord, luister nou, who is my refuge and my fortress, my God in whom I trust. Met ander woorde, dit spreek van wat? Relationship. Verhouding. Okay? Who is my refuge? Nee? Wat is 'n refuge? Die betekenis daarso is a shelter from a storm or danger. So wat sê God? Is ons nou in 'n storm? Is ons nou in danger? Wat sê hy vanmôre vir ons? Wie is ons shelter? Hy. Who is my refuge and my fortress. A fortress, it refers to a castle or stronghold. A place of defense and protection against large-scale attacks. Is ons in 'n large-scale attack? Yes, it is nie 'n individual attack nie. It is a large-scale attack, nee. And my fortress. So hy is my refuge, die plek waar ek kan shelter gaan kry, waar ek skuilings gaan kry. Dit is soos, as jy buite sou wees vir hierdie, hulle het dit verstaan, want hulle was mense wat baie in die veld was, die storm kom, waarna toe hardloop hulle? Na die grot toe, of die oorhang, waar hulle skuil. Dis wat God vir my is, hy is my shelter, waaronder ek gaan skuil, nee, hy is my fortress, wat my beskerm en my toemaak, amen? My God in whom I trust, so dis ook 'n keuse, nee. Nou kom ek wys gou vir julle, daar's 'n fortress. En dis wat die Psalm sê, dis wat my God is. Nou sien julle hoe lyk 'n fortress, nee. Hoë mure, nee, so dis nie maklik om dit te skuil nie. En daarso waar julle sien, daai kepies en goed, wat het daar gewoonlik gestaan? Wagte, soldate, sodat as iemand probeer, okay, nou sê die psalmdigter, kyk baie mooi daarna, daai beeld, hy sê, my God is my fortress, so die vyand
kan nie naby my kom nie, en selfs as hy probeer om naby my te kom, gaan hy gelooi word. Wow! So hy sê in hierdie tyd ook dat hy ons fortress is wat ons ook beskerm teen 'n onsigbare vyand, 'n virus. Pos. Beteken dit ek kan nou maar ignorant wees? Nou was ek nie met my hande nie en ek gee almal drukkies die hele tyd en high five en ek loop maar oral en nee. Om die beskerming van die fortress te kry daar, waar moet jy wees? Agter die muur. As jy aan die kant is jy blootgestel. En by wyse van spreuke, wat doen ons as ons dan ignorant is en ons worry nie? Ons is nie meer agter die muur nie. Want ons is nie gehoorsaam nie. Amen. Ons gaan aan na vers 3 toe. He himself will rescue you from the bird trap. Dit is my so significant, nee. Dat wie is he himself? God self. Hy care so much for my. Wat is 'n bird trap? Is 'n voëlwip. Nee. Ek onthou toe ek klein was, het ek baie keer sulke voëlwippe gestel, stokkie in die net en die goed en dan die mossie spesifiek so gevang. Nee. Hoekom die idee van 'n bird trap? Hoekom moet jy 'n trap stel? Dis as jy iets wil vang. So wat is die idee agter dit? Die vyand stel vir ons traps. En nou sê God hierso, He himself sal vir my en jou rescue. Rescue beteken nie letterlik delivers of snatch away. Vinnig weggryp. So picture nou net, daar's 'n slaghuister. Nee, wat hierdie teks sê is, voor jy hom trap sal die Here jou weggryp. So vir my beteken dit ook in hierdie tyd, ek vat my verantwoordelikheid, maar ons gaan blootgestel word aan goeters, nee, en die Here sal weet wanneer die gevaar is en hy sal ons gryp en ons weghou. En daarom kyk gou vir my, as jy ergens heen moet gaan en ewe skielik kry jy hierdie, nie 'n vreesgevoel nie, baie mooi, nie vrees nie, maar hierdie gevoel van, nee, ek dink nie ek moet nie, luister asseblief na dit, want dis baie keer die Here se manier om jou uit die wip te hou. Om te sê, moenie gaan nie, dis nie nou die veilige tyd om te gaan nie. En dan, vir al julle hoë C's, asseblief hoor nou vir my, wat geprogram is, goed moet so wees. Don't resist the inner voice of the Holy Spirit, wanneer hy vir jou sê, moenie nou gaan shop toe nie. Jy kan maar daai melk en brood ander tyd gaan kry, of jy is vandag sonder dit. Want hy sien die virus waar hy is. Hy sien die vyand wat ek en jy nie sien nie. Amen? Hoor julle vir my? Okay. From the destructive plague. So he himself will rescue you, wat is die eerste een? From the bird trap. Maar wat is die tweede een? From the destructive. Wow. Wat fight ons op die oomblik? Destructive plague. He himself will rescue you or snatch you away from the destructive plague. Daarom luister ons na die voice van die Holy Spirit. Amen? Daarom doen ons wat die Holy Spirit in die tyd vir ons sê om te doen. En ons is nie net, ek moet nou. As jy dan nou nie vandag brood het en dan het jy nie brood nie. Dan eet jy maar die beskuitjies. By wyse van spreuke. Dis nou 'n joke, maar julle verstaan die punt wat ek probeer maak. Daar's baie keer, ek het dit baie in my lewe ervaar, hoe 'n inner voice net vir my sê, moenie daar gaan nie, moenie dit doen nie. Moenie, en dan moet mens luister. Want baie keer, indien nie die meeste van die tyd nie, as dit nie in vrees gebore is nie, nee, is dit die Here wat vir jou waarsku. Wanneer hoor ek nie sy stem nie? Wanneer ek ver is. Maar wanneer ek close is, kan ek hoor as hy fluister. Dan wat so belangrik in die tyd? Om naby die Here te wees. Om naby die Here te leef, nee.
Hier is die res van die belofte. He will cover you with his feathers. Covers beteken al letterlik properly to entwine as a screen. So regtig toemaak, né? By implication 'n fence wat rondom iets is, né? By implication over. Okay? Ek gaan oorgaan na die volgende slide en dan gaan ek weer terugkom. Dis die idee. Dis die idee van die teks. Wat doen daai moeder hen? Sy beskerm die kykinkies, nê. Waar is hulle? Nou, maar sien julle daai enetjies dan so op een kant? O, dis so simbolies van ons, nê. Maar kyk hierdie enetjie hierso. Net die koppietjie steek uit daar onder die vlerk. Dis die veiligste plek om te wees. En dis wat die Here sê vir my en vir jou, nê. Ons gaan terug na die teks toe, nê. He will cover you with his feathers. You will take refuge under his wings. Picture daai kykinkies. Hulle hardloop nie daar een kant nie, hulle kom na die moederhen toe. Onder die moederhen se vlerk in. Dis wat God sê. Dis waarna toe ek en jy moet hardloop, nê. En dan die promise, his faithfulness will be a protective shield. En die woord hier vir shield is nie net die shield soos ek en jy ken, hy ronde shield wat jy so voorhou nie. Dis daai shield wat jou so toemaak, basically so rondom jou gaan, dat niks naby jou kan kom nie. Dis wat hy hierso sê. Dis die shield en sy faithfulness. Daai hen, kyk na haar kykens. Ek het 'n storie gelees in hierdie week van waar daar brand was en toe kry hulle die hen en doodgebrand met die kykinkies, maar toe hulle die hen optel, toe is die kykinkies onder die hen. Sy het hulle nie gelos in daai tyd nie. Dis die beeld, nê? En hy's faithful. As ek skuiling onder hom vind, dan beskerm hy my. Amen. So kyk net gou weer na daai beeld. Laat dit mooi insink. Waar is jy vanmôre? Die een daar wat die veiligste is, nê, is daai enetjie wat net so kop uitsteek. Dis waar ek en jy moet wees. En nou wil ek gou vir julle 'n teks gee wat ek nie in die presentation het nie, nê. Dis 'n baie scary teks. Matteus 23 vers 37. How often, ek gaan hom vir julle net nou stuur, so ek het sommer klaar dinge gemaak om vir julle te stuur. How often I wanted to gather your children together, as a hen gathers her chicks under her wings, but you were not willing. Oh boy. So kom ons praat net gou oor die ander kant. Ons hoor die waarheid van dit, ons hoor die promise van protection wat in dit is. Maar is ons willing? Jy sien, dis 'n choice wat elkeen van ons kan maak. En weet julle net, hierdie tyd is 'n verskriklike gevaarlike tyd ook om weg te hardloop. Want ek kan dalk nie die goed wil face nie, so ek is die hele tyd besig met ander goed, behalwe om by die Here. En daar's niks fout nie. As jy by die huis sit en niks om te doen nie, jy kan goed maar bietjie kyk en jy kan dit doen en jy kan games speel en so. Maar as daai goed alles consume en ek kom nie by die Here uit nie. En dan praat ek nie van 5 minute nie. Okay? Gou gaan net voor ek gaan slaap, maak ek net gaan my oogies toe en dan praat ek net gaan met hom nie. Daar moet balans wees. Nee? En ek kan balans create. Ek moet verantwoordelikheid vir my eie balans vat. Amen. Nee? Ek moet willing wees om wat te doen? Om onder die vlerk in te kruip. En hier sê Jesus, nee, but you were not willing. So wat gebeur met ons wat nie willing is om dit te doen nie?
Ons het nie protection nie. Ons het general protection wat die Here vir al sy kinders gee, maar ons het nie besondere protection nie. En dit sê ek nie nou vir jou om jou bang te maak, okay? Dis die reality. Dit gaan nie oor niks sal na by my kom, bla bla bla, en ek spreek. Dit gaan oor closeness. Die protection is in die closeness. Die protection is onder die vlerk. Amen. Amen. Is ons saam met mekaar. Gaan nie oor goed doen nie, dit gaan oor om naby die Here te wees. Ek wil amper sê, jy kan 200 keer op 'n dag declare, en as jy nie naby hom gaan wees nie, gaan jou woorde niks beteken nie. Amen. Is ons op dieselfde page. Closeness. You will not fear. Wie gaan nou dit nie fear nie? Hulle wat close is, hulle wat onder die vlerk is. Will not fear the terror of the night or the arrow that flies by day. The plague that stalks in darkness or the pestilence that ravages at noon. The plague that stalks in darkness, waar jy hom nie kan sien nie. The pestilence that ravages at noon. Waarna verwys dit presies waar ons nou is. Hy sê, you will not fear. Hy sê nie, do not fear nie. Klik dit net gou-gou. Hier is die een teks in die Bybel wat nie sê, do not fear. Hier is die teks wat sê, you will not. Jy sal nie bang wees nie. Hoekom nie? As jy close is en onder die vlerk van die Here is. You will not fear. The plague that stalks in darkness or the pestilence that ravages at night. En dan die promise. Though 1,000 fall at your side and 10,000 at your right hand, the pestilence will not reach you. En hierdie raak vir my verskriklik. You will only see it with your eyes and witness the punishment of the wicked. So kom ons pas dit toe in ons konteks. Al wat sal gebeur is, ons sal die TV aansit en ons sal dit sien. But it won't come near. En nou weet ek, onmiddellik het ons twyfel. Here, ek wil dit glo, en ek wil dit vat, maar sê nou net. Dis hier waar ons die choice maak. Here, ek gaan onder die vlerk skuil. En dan gaan ek U trust. En sou die pestilence dalk naby kom, gaan die pestilence my nie doodmaak nie. Maar ons trust die Here dat die pestilence nie naby ons sal kom. Ek gaan nog steeds verantwoordelik wees. Was asseblief jou hande. Was jou lyf. Hou die goed skoon. Bla 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 bla, al die goed. Doen alles wat vir jou gesê word, maar skuil onder sy vlerk. Amen. Ek sien party van ons is Christen en is nou vreeslik judgmental en krities, is iemand dalk so 'n bietjie hyper skoon is nou. Nee. Liewers te as te min. Amen. Kan ons oorversigtig wees in die tyd? Sê die Here, ons hoef nie meer versigtig te wees nie. Nee. Maar ek staan, en dis die hoop wat ek en jy vanmôre kry. As ons close onder sy vlerk gaan wees, though 1,000 fall at your side, and 10,000 at your right hand, the pestilence will not reach you. You will only see it with your eyes. En nou is dit die choice wat ek en jy moet maak om te glo. Here, ek gaan onder die vlerke skuil, en ek glo, al wat ek gaan beleef van hierdie ding is, ek gaan dit sien, wat op die TV vir my uitgebeeld word. It will not come close to me. Ek gaan my deel doen, maar ek trust. Amen. Ek gaan nie arrogant wees nie. Jy gaan nie môre by die werk kom en sê, hierdie ding sal nie naby my kom nie. So weet jy, ek glo, dit sal nie naby my kom nie. Weet jy hoekom? Want ek gaan skuil onder die vlerk van die Here. En die woord sê,
Die wat onder sy vlerk skuil, dit sal nie naby hom kom nie. Nie arrogance nie, but trust. Nie arrogance nie, but faith. Amen? Because, hier gaan nou, okay? Ons het nou gehoor van die vlerke, nou sê hy, dit gaan nie, en dan hoekom sê hy, because you have made the Lord, my refuge, the Most High, your dwelling place. No harm will come to you, no plague will come near your tent. Dwelling place weer daar's the secret place, daai selfe beeld. Amen? You have made the Lord your dwelling place. Die secret place, daar waar die Here is. Wie is die secret place? Dis nie net waar hy is nie, wie is die secret place? Jesus. He is the secret place. Nee? Because you have made the Lord, Jesus, your secret place, your dwelling place. No harm will come to you, and no plague will come near your tent. Wat 'n promise. Wat 'n promise. Amen. Ek moet dit net in die tyd ook doen. En dan, en ek dink ek gaan dit die laaste deel doen en nie die ander die laaste vers ek aandag gee nie. For he will give his angels orders concerning you to protect you in all your ways. Here, ek gaan nou uit en ek weet nie waar hierdie ding is nie. Maar ek vra, jy gee nie die engele opdrag nie, daar staan nie, jy moet dit nie, hy sê, he will give his angels. Okay? Laat die engele en laat my span en my beskerm. En my weghou, as ek op 'n plek is wat ek nie moet in. Amen? They will support you with their hands, so that you will not strike your foot against a stone. So die Here stuur ook sy engele, om vir my nie, dit is hoe belangrik ons is, dit is hoeveel ons saak maak. Amen. Ek gaan hierdie net lees, ons gaan nie stil staan by dit terwille van die tyd. You will tread on the lion and the cobra, you will trample the young lion and the serpent. Because he has set his heart on me, I will deliver him, I will protect him, because he knows my name. When he calls out to me, I will answer him. I will be with him in trouble, I will rescue him and give him honor. I will satisfy him with a long life and show him my salvation. Dis die promises, daar gee die Here vir ons, so wat nou? Vinnig wil ek dit net gou sê, wat moet ons doen? 5 dinge. Weerstaan vrees, resist vrees. En hoe doen ek dit? Nie net deur te sê, met my mond nie, dis een manier, maar volgens hierdie teks, ek gaan skuil onder die Here se vlerk. That's the way I'm going to resist fear in hierdie tyd. Ja, en ook met dit wat ek declare, nee, want die Bybel sê ook, resist the devil and he will flee from you. So daar's vrees wat 'n normale emotion is, en dan kom daar 'n spirit of fear wat my attack. En hoe, as die spirit of fear my aanval, hoe sit ek hom op sy plek? Die woord van God. Die emotion van fear, hoe sit ek hom op sy plek? Skuil by die Here onder sy vlerk. Maak dit sin vir julle? Is julle saam met my? Okay? Weerstaan vrees. Want moenie 'n fout maak nie. Vrees gaan inkruip en opkruip op jou. En daar gaan moments wees wat, oh boy, nou is ek bang. Wat doen jy met dit? Jy ontken dit nie. Jy's honest met dit en dan gaan jy weer terug na hierdie promises toe. Here, ek skuil mos by U en U sê en ek glo en ek kies om nie oor te gee aan vrees nie, ek kies om U te vertrou in dit. Amen? It's choices, né? Trust God. Het hy al vir my en jou ooit 'n rede gegee om hom nie te vertrou nie? Nee. Kom ons vertrou God, dat hy ons gaan beskerm.
Kom ons vertrou God dat ons gemeente gaan deur hierdie ding ongeskend gaan. Nie ter wille van my nie, nie ter wille van jou nie, ter wille van sy groot naam. En ons gaan 'n witness hê. En as jy daai dinge sê nou maar, dan sê ek gaan kies om te trust. Want trust is ook 'n choice. En lees elke dag sommer Psalm 91. Hoekom? Want dit gaan wat doen? Bid dit. Maar, derde een, wees verantwoordelik. Ek glo die Here gaan ons beskerm. Ek glo die beloftes van die Here wat vanmôre, maar Here, ek sal doen wat ook vir my gesê word om te doen. En ek sal verantwoordelik wees. Nie net ter wille van myself nie, maar ook ter wille van 'n ander persoon. Sien om na mekaar. Baie belangrik. Binne in ons huise, maar ook as gemeente. So kom ons sê dit weer vir mekaar, ek het dit aan die begin van die diens gesê. Moenie in hierdie tyd net in jou eie wêreldjie leef nie. Praat met mekaar. FaceTime, WhatsApp mekaar, message mekaar. Ek dink soos julle alleenlopers, nee, as Franso en Marita wat hulle heeltemal onttrek uit die wêreld uit, hulle moet maar partykeer by mekaar kom, ter wille van mekaar. Ek gee julle maar net as 'n voorbeeld. Ons kan partykeer in klein gatherings by mekaar kom, nee, met vriende. Maak net seker, as jy enigstens voel, ek was in kontak met goed wat ek, nee, dan doen ons dit nie. Hoekom? Ek dink nie net aan myself nie, ek dink aan my vriende. Ek dink aan die ander ook. Amen? Maar keer vir mekaar. Message mekaar, bel mekaar, praat met mekaar. Nou soos die online gatherings sê, kom ons kom in gemeente by mekaar. En dan verder, nee, as enige iemand in die gemeente issues met data uit, laat weet my, ek gee dit vir die gemeente deur, nee, en ons vat verantwoordelikheid vir mekaar. Julle wat vulnerable is, en verkieslik nie moet shops toe gaan nie, laat weet ons. En ons gaan so vir mekaar, as ons nie ook ons nood vir mekaar gaan noem nie, gaan ons nie weet van dit nie. Amen? So ons moet dit vir mekaar noem ook, nee. En dan vat ons as gemeente ook mekaar se hande, nee. En ons kyk ook na mekaar in hierdie tyd. Of partykeer, as jy mens nou weet, as bel en sê, is daar iets wat ek vir jou kan doen, is daar dalk, ek gaan nou, ek moet nou Dis-Chem toe gaan, want ek moet kan ek dalk jou nou ook vir jou oppik? Of so, julle hoor wat ek sê, nee. En kan ek net gou sê, dit is in die huis en moet ons dit ook doen. Ok, moenie laat een in die huis die hele tyd shops toe gaan nie. Want ongelukkig is dit so, ons gaan moet kos hê in hierdie 3 maande. Laat ander ook gaan. Ok? En die laaste een. Neem nagmaal. Ek gaan nie eens baie praat daaroor nie, want ek het hierdie jaar al baie met julle as gemeente oor dit gepraat. Baie. Ek het verlede Sondag was dit verlede Sondag? Toe haat met julle hieroor gehad. Kan ek julle vra, gebruik elke dag, van nou af, tot hierdie ding verby is, nagmaal. En rus in die healing van Jesus, en die beskerm, en claim die bloed van Jesus af, oor jouself, oor die mense wat vir jou lief en dierbaar is, en oor die gemeente en elkeen in die gemeente. Ek wil nie ons moet dit 'n wet maak nie. Maar kom ons maak 'n dissipline in hierdie tyd. En as jy nou daar geskiep het, dis dan nie die einde van die saak nie. Maar mag ek julle challenge om dit te doen. Ek glo met my hele hart dat dit een van die goed is wat die Here ons gee. Om ons gesond te hou en om ons te beskerm. Maar unfortunately kan ek dit nie vir jou doen nie. Jy moet dit doen.
So ons gaan so 'n bietjie met prioritize ook in die tyd. En ons gaan moet kyk dat daar balans is. Okay? En elke keer onthou net, as ons nagmaal neem, gaan dit nie net oor die beskerming wat ons faith word enhance. Want ek word herinner daaraan dat Jesus betaal het vir my sonde. En ek word herinner daaraan dat hy die siekte gedra het, ook COVID-19. Dis 2000 jaar terug aan die kruis reeds oorwin. En ek word herinner daaraan dat sy bloed powerful is. En waar sy bloed is, kan die vyand nie naby kom nie. So wat doen dit met my faith? En dit gee my ook rus, en dit gee my ook vrede. Maar weer eens, jy vat verantwoordelikheid daarvoor. Ek gaan sommer net 'n simpel voorbeeld vir, want couples, vat self verantwoordelikheid. Moenie wag dat die ander een vir jou sê nie. As ek vat julle wat verhoudings het, Stefan, Cindy moenie vir Stefan sê, hoor jy sê, Stefan, ons maar, Stefan moenie vir Cindy moet uit haar eie gaan. Stefan, ja, hulle kan dit saam ook doen, maar wie maak die choice? Ek wag nie die hele tyd vir jou nie. Julle verstaan wat ek meen, hè? Ons hoef ook nie in die huis te sê, ons moet dit nou almal elke keer saam doen nie. Ja, dit sal goed wees as ons dit baie keer saam doen. Maar daar in die secret place, as ek die deur toemaak, daar waar ek by die Here is, daar waar ek onder sy vlerk gaan skuil, amazing plek om dit te doen. Amen. En dis wat ons gaan doen nou. Dis hoe ons hierdie diens gaan afsluit voor ons vir 'n lang tyd weer saam gaan wees. Met communion. En weet ek is lief vir julle. Vir elkeen van julle op my eie manier. Julle wat hier sit, julle wat kyk. Ek keer genuine lief vir julle uit my hart uit. En daarom vra ek julle, neem die Here ernstig op. En doen wat hy vir ons sê om te doen, en doen wat vir ons gesê word om te doen in hierdie tyd. En dan vra ek julle, keer vir mekaar. Is anders as ons heeltyd by mekaar kom, en nou gaan ons 'n fase in, wat ons nie by mekaar is nie. En kom elkeen van ons, vat verantwoordelikheid af. Ek wil vra dat julle die tekens van die nagmaal gaan kom kry, en dan gaan ons dit almal saam gebruik. Ek wil vra as iemand dit nou gaan kyk ook, nee, dat jy ook jou nagmaal sal gebruik na die diens. Vader, regtig uit my hart uit vir dankie sê dat jy vanmôre vir ons kom oopgee het. Dat ons vanmôre kan uitgaan hierso en weet, in 'n baie onsekere en ongekende tyd, is ons veilig onder die vlerke. Dankie dat jy vir ons vandag kom beloof het, dat jy ons sal beskerm. En Here Jesus, dankie in hierdie moments wanneer ons die nagmaal gaan gebruik, dat ons weet dit het die lewe gekos.
in ons lewe vandag, omdat U U lewe gegee het vir ons. En ons het 'n erfenis en ons hoef nie die dood eers te vrees nie, want ons gaan vir ewig by U wees. En dankie Here Jesus dat ons weet U het elke siekte op U liggaam gedra. Dat hierdie coronavirus, COVID-19 het U 2000 jaar gelede alreeds oorwin. En dankie Here Jesus dat ons weet U bloed is powerful. Daar's beskerming in U bloed. En daarom bid ek ook Here dat U ons gemeente sal toemaak met U bloed. Dat U ons gemeente veilig onder die vlekke sal hou. Dat U die pestilens en die plaag van ons sal weghou. Dat dit nie naby ons sal kom nie, dat U engele sal opdrag gee om ons te beskerm. Dankie vir holy moments in die presence soos hierdie, Here. Maar ek wou regtig vir U vra ook, Here, net soos ons vanmôre U liefde en U caring beleef, dat ons ook in hierdie onsekerheid liefde en caring vir mekaar sal gee. Dat elkeen nie van onsself net op onsself sal fokus nie, maar dat ons liefdevol en caring sal wees en uit ons pad sal gaan om caring te wees met mekaar. Leer vir ons die nuwe maniere. Vir baie van ons gaan ons in 'n tyd in wat ons goed anders gaan moet doen as wat ons normaalweg doen, en dis nie noodwendig vir ons maklik. Geef ons die courage om op daai terrein te gaan, want ek glo U gaan vir ons 'n nuwe wêreld. En dankie Here dat ons weet vandag dat aan die einde van hierdie season gaan ons U verheerlik vir die grootheid en vir wat U gedoen het. Kom ek vra dat julle sal staan. Sit maar die ligte af asseblief. Here Jesus, die brood wat ons nou in ons hande hou, weet ons wys na U liggaam wat vir ons gebreek is en dat U ons siektes gedra het. En daarom verklaar ons as gemeente dat deur U wonde is ons reeds genees. Kom ons doen dit hardop saam. Deur U wonde is ons genees. En Here Jesus, in U heilige naam glo ons dat siekte nie plek in ons liggaam het nie, en dat hierdie virus geen plek in ons liggaam sal hê nie. Amen. Here Jesus, dankie dat U bloed elkeen van ons gewas het. Dat U ons skoon gemaak het en ons wit gemaak het soos wit gemaak het soos. Dankie dat U ons sonde op U geneem het. En dankie dat U U righteousness vir ons gegee het. Dat ons vanmôre kan declare, kom ons doen dit hardop. I am the righteousness of God in Christ. Dankie dat hierdie wyn, hierdie sap ons vanmôre herinner daaraan. Maar Here, ons bid ook nou U bloed af oor elkeen van ons. Kom cover Radical Life met U bloed. Cover elkeen in Radical Life met U bloed. Almal wat hier is vanmôre, almal wat kyk, Here. Laat U bloed soos 'n shield reg rondom ons kom, sodat geen harm naby ons sal kom. Hou die vyand, ook hierdie skelm vyand van ons weg.
Hemelse Vader, as ons hier uit mekaar uitgaan vanoggend, surrender ek nou die gemeente nie. Ek weet jy is lief vir elkeen van hierdie mense. En ek weet elkeen van hulle is kosbaar vir U. Hou vir hulle onder die vlerk, Here. Hou hulle veilig en beskerm hulle. Hou hulle gesond en gee vir hulle vrede. Here Jesus, dis U bruid. Hou U bruid healthy, sodat U bruid 'n witness gaan hê vir die wêreld. En nou wil ek vra dat julle julle hande net so oopmaak. Die Here sal jou seën en jou beskerm. Die Here sal jou vrede en kalmte gee. Die Here sal sy hand van bewaring oor jou hou. Die Here sal vir jou sorg en vir jou voorsien. Amen.